Môre almal, Dinsdagoggend, die 25ste November, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom die heerskappy van God. Nou ons weet as gelowiges dat ons 'n persoonlike verhouding met God het en hy is betrokke by ons lewens. Hy regeer die wêreld, hy gryp in die geskiedenis van die wêreld. Die Bybelse rekords wys ook hoe hy in mense se lewens betrokke geraak het, ingegryp het en geskiedenis verander het. Hy is groot en hy gebruik selfs die kwaad om sy doel te bereik in hierdie wêreld. Gelowiges weet dat hulle ook in die nuwe wêreld saam met hom in sy heerskappy sal deel. Halleluja. Maar kom ons gaan lees ook hier in God se woord rondom wat sê hulle oor Jesus en God se heerskappy. Die eerste gedeelte is hierso in Genesis 45 verse 1 tot 13. Josef maak homself bekend aan sy broers. En toe kon Josef vir homself nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep en laat almal van hom af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan toe Josef homself aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit. Nou was jy al so bewoe dat jy eintlik, al wil ek sê, geskree het van jou emosie, jy kon dit net nie bedwing nie. Nou ek dink Josef het so gehuil, want toe die Egiptenare in die huis van Farao het dit gehoor soos wat hy gehuil het, en Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar nou geen ontstemming by julle wees nie, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur, halleluja. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie, maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op hierdie aarde te verseker, en om in julle die lewe te hou, tot die groot verlossing. Julle dan nou hierheen gestuur nie, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God, en hy het 'n raadsman van Farao gemaak, en 'n gebieder oor die hele huis, en 'n regerder in die hele Egipteland. Trek nou gou op na my vader en sê vir hom, so spreek die seun Josef, God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak, kom dan nou na my toe, moenie versuim nie. En u kan in die land Gosen woon, en naby my wees, u en die kinders en die kindskinders en die kleinvee en die beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, en u in die huis en alles wat aan u behoort. En kyk, hulle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit met my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen. Halleluja. Jesaja 9 vers 1 tot 6, 'n baie bekende gedeelte, die voorspelling van die Messias ryk. Die volk het in die duisternis gewandel en 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, en die roede wat hulle van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar weggestap het, gedreun, en die kleed wat in die bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Halleluja. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom voor die troon vanoggend. Here, en ons is so dankbaar dat u die heerser is oor die heelal. Here, daar is niemand soos u nie. Ja, daar is miskien presidente in lande opgestel en konings in ander lande,
Maar Here, U bly die Heerder en die herder van alles en almal. Here, U heers oor alles. U hou alles in die holte van U hand. Here, ons is so dankbaar dat ons U kan dien. Ons is so dankbaar dat ons weet U is die regeerder van alles. Here, baie dankie dat ons U kan nader in gebed. Here, hou ons vas. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.